so bly vir elkeen wat julle hier is. Ons praat vandag oor die gesoek na ware geluk. Nou, ons het oom Nasir het klaar genoem, volgende week kom kuier pastoor Kobus van AGS Wilrow Park, kom kuier hy hier by ons en ek en hy gaan met julle gesels of gaan met julle probeer of gaan julle probeer help of gaan ons probeer help. Ekskuus, om op 'n plek te kom in ons lewens waar ons werklik ware geluk sal vind. En ek weet nie of jy al agtergekom het nie, as jy na die wêreld kyk waarin jy leef, en jy kyk na die mense wat jou omring, het jy agtergekom hoe baie min mense gelukkig is? Het jy agtergekom dat mense is tydelik gelukkig? Dit hou nie. Nou vandag en volgende Sondag gaan ons bietjie gesels oor wat is ware geluk? Wat is God se idee rondom ware geluk? Hoe kry ons dit deel van ons lewens? Wat is die geheim agter 'n lewe van ware geluk? Nou ek wil vir jou vra, vat jou Bybel, blaai saam met my na Filippense 1 toe. Terwyl jy soontoe blaai, vir die van julle wat nie Bybel saamgebring het nie, ek het nie 'n slide nie. Onheilig sal jy hier sit en luister na die woord van die Here. Ek spot. Ek spot. Nee, ek wil graag hê, mense moet aktief raak met Bybels. Want weet jy wat, in Amerika het hulle op 'n stadium, kyk, hierdie goed is nou die nuutste, nê? Almal het nou een van hierdie, baie mense het hulle Bybels op hulle selfone, en weet jy, toe's daar een pastoor in Amerika wat 'n massiewe issue gehad het, dat mense nie meer met Bybels kerk toe kom nie, dat hulle nou met hierdie tipe goed kom. Want die ding is net, nê, ek weet nie of julle al ooit geluister, as 'n pastoor of 'n dominee of enigiemand sê, kom ons blaai saam, dan hoor jy altyd dit klink soos een van 'n sprinkling system wat nie werk nie, nê. Maar almal blaai en hierdie ou sê toe, maar wie, ek mis daai klank. Ek mis daai klank van mense wat soek na Bybels. En weet jy wat gaan doen een of ander slim ou met wit klere en dik brille? Hy besluit toe, maar hy gaan 'n app design wat as hy blaai, dan klink dit soos 'n papier. Sodat as mense blaai, dan dit nog steeds. Nee, maar dit is lekker om jou Bybel hier te hê, en asseblief blaai na Filippense 1 toe. Ons praat oor geluk en blydskap. En voordat ons by die skrifgedeelte agterkom of uitkom, ja, agtergekom hoe baie keer mense goed gebruik om hulle gelukkig te maak. As jy na 'n winkelrak toe gaan, meeste van die kere as jy in 'n boekwinkel of iets staan, gaan jy iewers 'n klomp boeke sê wat sê 7 stappe na geluk, 3 stappe na geluk. Betaal hierdie en dan kry jy geluk of wat ook al. En as jy na advertensies op die media sien, dan sê jy ook, almal adverteer dit altyd. Jy agtergekom, dan sit hulle gesiggie daarop. Die arme vrou lyk of sy al lankal dood is, nê. Maar nou het sy die gesiggie op, nadat sy die make-up opgesit het wat hulle nou wil verkoop. Eerlikheid, dan kyk sy of sy nou net opgestaan het, sy lewe, sy glimlag, sy lyk 60 jaar jonger. Alles is beter, en almal gebruik hierdie ding van, koop hierdie ding en jy sal gelukkig wees. Of volg hierdie stappe. Het jy geweet, dat as jy in Google gaan, nou kyk, ek is maar bang vir Google, nee, want op hierdie stadium vervang Google 'n dokter enige ding. Baie mense, as hulle siekte het, dan gaan Google hulle, hoe moet ons gesond raak? Eerlikheid, moenie dit doen nie. Jy gaan dood opeindig. Moenie daarna, don't go there. Daar's siek mense daar buitekant. Wat sê as jy sinus het, gaan spring in die dam in en lê onder die water en haal jou kop net 3 keer uit en sit dit 4 keer onder. Dis weird goed. Maar en het jy geweet, as jy in Google gaan en jy tik daarin, how to find happiness, meer as 183 miljoen goed gaan vir jou opkom binne 44 sekondes oor how to find happiness. Ek weet nie wie van julle tyd om al daai goed te lees nie, ek het nie. 183, meer as 183 miljoen goeders, verskillende artikels, verskillende goed wat jy kan volg, oor hoe om happiness te vind. Jy weet, my soos hartseer.
is dat mense gebruik selfs medikasie om meer gelukkig te wees. Nee, dat die lewe al so geshape geraak het, so vervalle geraak het, so negatief geraak het, dat mense selfs na medikasie toe sal gaan, net om geluk te vind. Mense gaan werklik tot die uiterstes om geluk te vind. En ek het dit nou al gesê, maar het jy nou agtergekom, dat alhoewel ons al hierdie goed tot ons beskikking het, die 7 stappe, geld, wat ook al, mense in ons lewens, alhoewel jy al hierdie goed is, niks hou vir ewig nie. Alles het 'n vervaldatum. Nee, of 'n rakleeftyd. Of dit hou nie vir ewig nie. En ek sê dit met die grootste liefde en respek. Ek is getroud. Een van die goed wat my die gelukkigste maak in my lewe, werklik genuinely gelukkig maak, is my vrou. Die hartseer ding van dit alles is, nie eers sy gaan vir ewig hou. Met alle respek. Ons almal gaan doodgaan iewers. Niemand weet hoe gaan ons paadjies uitdraak nie. Maar nou die ding is, so alles is tydelik. Het jy ook al agtergekom, as iemand gaan 'n kar koop, of iemand gaan in 'n winkel en hulle gaan koop nuwe klere, daai eerste 10 minute is absoluut hemels. Dis die beste oomblik, jy's so gelukkig, jy's so opgewonde, en dan môre, dan is jy nog steeds so bietjie gelukkig, maar dit water af. Na 'n maand worry jy nie meer nie. Dan is dit nou maar, ja, ek het 'n nuwe kursus, tog sy staan daar, whatever. Dit is verby, nee. Maar ons jaag hierdie goed, ons bou ons lewens rondom goed wat ons kan gelukkig maak, en die ding is, dit hou nie. En die woord van die Here, en is asof die Here besef het, dat mense hinker na 'n lewe van ware geluk. En ons gaan vanmôre 'n spesiale journey vat, oor hoe iemand ware geluk ontdek het. En ek wil vra vir jou vra. Ons gaan lees uit die boek Filippense uit, en ek wil net hê dat jy moet verstaan waaroor gaan Filippense. Dat as jy ooit tyd het in jou lewe, en jy wil graag, jy het nou al die Bybel deurgelees, of jy het nou al 17.000 dagstukkie boekies, as jy nou ooit 'n lekker boek wil lees Filippense. Filippense is geskryf deur Paulus, en is 61 jaar nadat Jesus gelewe is hierdie boek geskryf. En die boodskap van hierdie hele boek is blydskap in Christus. Hoe om blydskap te vind. Nou ek het bietjie gaan soek en bietjie inligting gaan kry, en ek kom toe by 'n Bybel uit, wat baie Bybels, net voordat jy die boek lees, dan gee hulle vir jou so 'n opsommingkie waaroor gaan die boek. En hierdie een was vir my een van die mooistes. Hy sê, "The abiding message of Philippians concerns the nature and ground of Christian joy. For Paul, true joy is not a surface emotion that depends on favorable circumstances of the moment. Joy is independent of outward condition, and it is possible even in the midst of adverse circumstances such as suffering and persecution." Die hoofidee van hierdie boek is, dat God wil hê, jy moet blydskap vind, deur hom te aanbid, deur 'n verhouding met hom, want uit dit uit, kry jy blydskap wat nie vergaan. Kom ons lees saam, Filippense 1, vanaf vers 1. Ek gaan in die Nuwe Lewende Vertaling lees, ek sal vir jou die versnommers gee, dan kan jy volg saam met my. Vers 1 sê, hierdie brief kom van Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus. Ons skryf aan al God se mense in Filippi, al die Christene, ouderlinge en diakens ingesluit. Vers 2. Die genade en die vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus sal met julle wees. Vers 3. Elke keer as ek aan julle dink, dank ek God. Ek bid altyd, al my gebede en my blydskap vir julle almal. Vers 5 sê, omdat julle van die eerste dag wat julle die goeie nuus gehoor het, tot vandag toe saamgewerk het, om dit verder uit te dra. Vers 6 sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit, totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Net tot sover. Hier aan die begin van hierdie boek, lees ons die woordjie ons. Het julle gelees daar aan die begin? Die woordjie ons word gebruik. Nou as die woordjie ons daar is, dan beteken dit, hulle wil net sê, dat Paulus is op hierdie journey. Paulus is op hierdie sendingsreis. Nou dit is Paulus se tweede sendingsreis. En dan as jy verder lees, dan skryf die skrywer en hy sê, hy is so dankbaar
vir die mense, vir die ouderlinge, die diakens en almal wat help om die woord van die Here te versprei. En net soos ons vandag, ons is so dankbaar vir verskillende bedieninge, die kinderkerk, die jeug, die klapflora wat ons bejaardes is. Ons is so dankbaar vir almal van hulle, want elke bediening bedien op 'n unieke manier die woord van die Here aan mense. En hy gaan verder en hy celebrate die belofte wat Jesus gegee het, dat wat die Here doen, wat hy begin het, sal hy klaar maak. Wat 'n ongelooflike, dit is een van daai highlight moments. As jy die ding lees, in dit is daar ook 'n waarheid oor hoe om 'n lewe te leef van ware geluk. Dat maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Maak nie saak hoe jou lewe al uitgedraai, watse besluite jy al gemaak het, waar jy opgeëindig het nie. Dit maak nie saak nie. Want wat die Here begin het, sal hy altyd klaar maak. Of dit nou deur jou is, of deur iemand anderste, maar sy droom, sy plan sal geskied. Maak nie saak wie wat waar is nie. Die hartseer is, baie keer kies ons om nie deel daarvan te wees nie. Maar dit keer nie die Here nie. Die woord gaan so ver en hy sê hy sal klippe en donkies gebruik as julle nie wil nie. En weet jy wie van julle het al met 'n pratende klip te doen gehad het nie? It's not my kind of cup of tea. Ek wil nie dit sien nie, ek wil dit nie beleef nie, want ek weet nie wat gaan ek met die klip doen nie. Ek gaan hom of gooi of weggooi of slaan met 'n hamer, ek weet nie. Maar die punt bly staan is, wat die Here begin het, sal hy klaar maak. Vir jou om ware geluk, moet ons hierdie besef. Wat die Here begin het in jou lewe, sal hy klaar maak. Ons gaan verder. Vers 7 sê, dit is vanselfsprekend dat ek oor julle almal voel, omdat julle my na aan die hart lê. Julle almal deel saam met my in God se genade. Wanneer ek in die tronk sit en wanneer ek in die waarheid van goeie nuus verdedig en bevestig. God kan getuig hoe ek na julle almal verlang. Ek gee vir julle om met die liefdevolle deernis van Christus Jesus. Net tot sover. Paulus is werklik 'n man van God wat 'n groot liefde het vir die mense van die Here en die kerk. Nou in Filippense is daar 'n kerk wat gestig is. Maar dis hoe hierdie kerk tot stand gekom het, waar ons iets powerfuls kan leer oor hoe om te lewe in ware geluk. So as jy 'n Bybel het, blaai asseblief saam met my na Handelinge 16 vanaf vers 11. En ons gaan sien hoe hierdie kerk tot stand gekom het. Hoe het hierdie kerk begin? Hoe het hierdie kerk gekom tot waar hy gekom het? Dat Paulus nou al uitsien om na by hulle te kom, dat hy hierdie blessings oor hulle is, dat hulle werklik op 'n plek van geluk is. Want as jy hierdie Filippense se eerste deel lees, dan kom jy agter dat hierdie mense lewe in geluk. Dit gaan goed daar waar hulle is. Maar hoe het dit daar gekom? Hoe het hulle by die plek uitgekom? Handelinge 16 vanaf vers 11. Ons lees die eerste deel lees ons van Lydia en haar familie. Vers 11 sê, ons het toe van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na die eilande van Samotrake. En dit is die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons Filippi toe, die hoofstad van daardie deel van Macedonië. Selfs ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons vir 'n tydjie gebly. Dit is voordat Filippense geskryf is. Hier is Filippense besig om te gebeur, die kerk, die mense wat daar is. Op die Sabbatdag is ons na die riviere buite die stadspoort waar ons gereken het daar 'n Joodse bidplek sou wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Vers 14 sê, een van die wat geluister het was 'n vrou met die naam Lydia. Iemand wat reeds die ware God vereer het. Sy was 'n handelaar van pers wolmateriaal en was van die stad Thyatira afkomstig. Die Here het haar hart oopgemaak sodat sy ontvanklik was vir Paulus se boodskap. Sy en die ander lede van haar huishouding is toe gedoop. Daarna het sy ons oorgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat
ek in die Here glo, kom bly dan by my oor. En soos enige vrou, wat graag wil hê mense moet oorbly, en sy het aangehou tot ons ingestem het, om oor te bly. Iets spesiaals het hier gebeur. In vers 11 begin dit ook weer met die woord ons, dat Paulus is deel van hierdie, dit is deel van sy tweede sendingsreis. En in hierdie gedeelte sien ons die begin van die Filippense kerk, wat ons vandag sien, as jy die boek Filippense lees. Hier is die begin. Alles het begin met Lydia en haar familie. Omdat Paulus so oortuig was met dit wat in sy hart is, het hy 'n plek gesoen, en die eerste mens wat hy kon kry is Lydia en sy familie, en hy deel met die woord. En omdat hy deel, omdat hierdie blydskap leef in sy hart, spoel dit toe oor in Lydia en haar familie. En daar word hulle harte gewen. Daar is die eerste lidmate van die Filippense kerk. Nou ons gaan verder, vanaf vers 16. Vers 16 sê, terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het 'n slavin met 'n waarsêersgees ons raakgeloop. Deur haar waarsêery het sy vir haar eienaar baie geld ingebring. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu. Hierdie mense is die diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die pad na verlossing. Nou julle moet nou weet, as hulle praat van 'n waarsêersgees, dit is nie van God af nie. So hierdie vrou, alhoewel sy die waarheid gepraat het, alhoewel elke woord wat sy geprofeteer het, wat ook al, die waarheid was dit 'n demoon wat deur haar gepraat het. Maar kom ons lees verder, vanaf vers 18. Sy het dit vir baie dae gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het oombliklik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars sien dat hulle vooruitsig om geld te maak verdwyn het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die leiers op die stadsplein gesleep. En hier kom ons iets agter. Dat ek dink as baie van ons in Paulus se omstandighede was, as baie van ons deur hierdie storie gegaan het, waar ons nou gevangene geneem word, net omdat ons die woord van die Here verkondig het. Ek wonder hoeveel sou aangehou het. Ek wonder hoeveel mense sou nog steeds gesê het, Here, ek aanbid U nog ten spyte van. Ek sal U bly volg, ek sal U woord bly verkondig. Maar hier word Paulus hulle in gevangenis geneem. En nog steeds dien hulle die Here. En hier in hierdie gedeelte is daar baie belangrike stukkie inligting rondom die lewe van ware geluk. Wat is dit? Dit beteken dat blydskap en geluk, alhoewel die Here vir ons blydskap en geluk beloof het, beteken dit nie, ons gaan nooit in die tronk gegooi word, dit gaan altyd maklik wees, en dit gaan altyd goed gaan. Dit moet ons besef ook. Want ons dink, en baie mense het hierdie illusie, dat as ek waarlik gelukkig is, gaan alles net altyd honkie-dorie gaan. Alles gaan altyd vir my uitwerk, alles gaan net so wees soos wat ons dit beplan het. Maar dis nie wat die Here sê nie. Paulus het ware geluk in sy lewe gehad, en hy het dit besef, dat my omliggende omstandighede, gaan nie, bepaal nie my geluk nie. Al is ek in die tronk, al word ek geslaan, dit maak nie saak nie. Die Here is in my hart, ek het hom binne my, die geluk lewe binne my. My geluk hang nie af van waar ek bly, of waar ek is in hierdie lewe, of wat ek het nie. Ons gaan verder, Handelinge 16 vers 23. Hulle het baie houe gekry, en toe is hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder het 'n opdrag gekry om seker te maak dat hulle nie ontsnap nie. Obviously, vers 24, in reaksie op hierdie bevel, het die tronkbewaarder hulle in die binneste sel gegooi en hulle voete in houtblokke vasgeklem. Julle, dat Paulus nog ten spyte van hierdie, ten spyte van die feit dat hy geslaan is, gemartel is, die feit dat hy, die mooi woord, wat is, hy was getempteer, hy was, ietsie het hom, wat is die woord? Ek gaan hom nou by hom uitkom, gee my kans dat ons aangaan. In elk geval,
Hy was so beïnvloed. Hy kon so maklik beïnvloed word deur sy omstandighede, deur wat met hom aan die gang is, deur wat met hom gebeur het, dat hy so maklik kon tou op. By my het nie. Kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur verder. Vers 25 sê, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot God lof te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Vers 26 sê, skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. Net omdat hulle begin het om die Here te loof, net omdat hulle ware geluk in hulle lewens ingehaat het, net omdat hulle geluk nie bepaal was deur wat hulle het of waar hulle is nie. Kyk wat doen die Here. Kyk hoe verander die Here hulle omstandighede. Ons lees in Filippense 4 vers 4, ons almal ken hy liedjie, Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Een van die verse sê, een van die vertalings sê, wees altyd bly, omdat julle weet dat die Here omdat julle aan die Here behoort. Ek sê dit weer, wees bly. En dit is wat Paulus geleef het. Dit is die getuienis van sy lewe, dat in spite van waar ek is, in spite van wat met my gebeur, wees bly. Kies blydskap. Jy kan kies om te moan, jy kan kies om te murmureer, jy kan kies om kwaad te raak, jy kan kies om die Here te verwerp, maar kies blydskap. Wees eerder bly. En dis 'n getuienis, vers 27 as ons aanlees sê, die tronkbewaarder het wakker geword en die tronkdeure waawyd oop sien staan. Hy het aanvaar dat die gevangenes ontsnap het en sy swaard uitgetrek om homself dood te maak, want hy het geweet wat die punishment sou wees as die leiers uitvind wat het gebeur. Maar Paulus het met 'n harde stem geskreeu. Kyk net hoe werk die Here deur hierdie ou. Moenie jouself iets aandoen nie, ons is nog almal hier. Die bewaarder het toe 'n lig gevra en die sel ingestorm. Hy het begin bewe en voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle toe buitentoe gevat en gevra, menere, wat moet ek doen om verlos te word? Vers 31 sê, hulle het hom geantwoord, glo in die Here Jesus en jy sal verlos word, jy en al die lede van jou huishouding. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huishouding verkondig. Al was dit reeds baie laat in die nag, het hy nog Paulus en Silas se wonde versorg. Hy is toe daar en dan gedoop en ook al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele huishouding was baie bly omdat hulle nou in God geglo het. Nog 'n familie wat deel geraak het van die Filippense kerk wat jy lees van in Filippense 1 vers 1. Nog 'n familie. Hoe is hierdie familie gekry? Oor blydskap wat in iemand se hart geleef het. Kan jy dink, hoe sou die wêreld gelyk het as Paulus nie innerlike blydskap gehad het nie? Want ek weet of jy dit weet nie, die feit dat jy vandag in 'n kerk sit, is as gevolg van Paulus hulle. Die feit dat die kerk vandag bestaan, is as gevolg van die ouens. Kan jy dink hoe anders sou ons lewens gewees het as hierdie innerlike blydskap nie gelewe het in sy lewe nie? Maar nou, hoe maak ons dit prakties? Hoe kry ek en jy dit reg om 'n lewe te leef van innerlike blydskap? In my navorsing toe lees ek die een ou se opinie en hy sê, triumphant joy is not based on your life circumstances, what you have or don't have. Triumphant joy, oorwinnende geluk, triomferende geluk, hang nie af van jou omstandighede of wat jy het en wat jy nie het nie. Maar dis wat die wêreld vir ons leer, dis hoe die wêreld ons indoktrineer, dat jy moet hierdie en hierdie en hierdie hê, anders gaan jy nie gelukkig wees nie. Ons hoor dit by mense, selfs as jy gaan kyk na ons jonger geslag, as ek praat van jonger geslag, dan praat ek van tussen 13 en 18. Baie van hulle loop met hulle, nie almal nie, en ook nie die kinders in hierdie gemeente nie, in pits onder water. Die tieners daar, nee, leef met hierdie ding, dat as ek nie hierdie perfekte girl kry nie, of hierdie perfekte meisie, gaan ek nooit gelukkig wees. So wat bepaal jou geluk? Sy of hy? Nie die Here nie. Gaan bietjie ouer,
mense soos ek en dierbare geliefde, wat nou getroud is? As ons nie 'n huis het nie, gaan ons nooit gelukkig wees nie. As ons nie 'n hond het nie, gaan ons nooit gelukkig wees nie. Nee, my skoonpaale, as daar nie kleinkinders is nie, gaan ons nooit gelukkig wees nie. Dis nie die waarheid nie, maar julle hoor, dat ons is so gekondisioneer, dat ons moet eider in die regte omstandighede leef, die regte area, ons moet dit en dit en dit hê, anders gaan ons nie gelukkig wees nie. As jy kyk na Paulus se lewe, wat het hy gehad? Niks. Hy het net die Here gehad, en dit was genoeg. En omdat hy die Here gehad het, kon hy enige omstandighede, selfs marteling, selfs tronkstraf, selfs amper doodgemaak word, kon hy face, omdat hy hierdie innerlike geluk in sy lewe gehad het. Kan jy imagine, hoe gaan my en jou lewe omdraai, iets beter raak, vervul word, as ons bietjie van hierdie innerlike geluk deel van ons lewens maak? Kan jy dink, hoe gaan jou ingesteldheid wees, as jy in verkeer vassit? Kan jy dink, hoe gaan jou ingesteldheid wees, as jy dalk 'n verskil het met iemand? Kan jy dink, hoe gaan jou ingesteldheid wees teenoor jou huisgesin, jou werk, jou samelewing, jou kerk, jou bediening? Kan jy dink, hoe gaan dit verander, as jy hierdie geluk, hierdie ware goddelike geluk in jou lewe het? Nehemia 8 vers 10 sê die volgende: hierdie is 'n dag wat aan ons God toegewy is. Moenie te neergedruk wees nie, want die blydskap wat die Here gee, sal julle krag wees. Is dit nie 'n amazing belofte nie? Dat die blydskap van die Here sal julle krag wees. En ons wonder baie keer, hoekom voel ons dat omstandighede in die wêreld ons onderkry? Hoekom ons voel dat mense kry dit reg om ons daar down in the dumps te kry? Dat omstandighede, finansiële status, wat ook al, dit reg kry om jou daar onder te druk en jou daar te hou. Die antwoord is redelik eenvoudig. Hierdie blydskap, iets van dit is missing in jou lewe. En ons sien dit in Paulus se lewe. En dit is wat vir my so powerful is van sy getuienis en sy lewenstyl. Dan dit was werklik 'n man wat geleef het wat hy geglo het. Hy het dit gedoen, hy het dit gepraat, hy het dit oor en oor en oor gewys, dat omdat ek God in my lewe het, hoef ek vir niks bang te wees nie, hoef ek nie te vrees nie, hoef ek nie bekommerd te wees nie. Is dit nie snaaks, baie van ons so maklik bekommerd raak, so maklik vrees oor wat kom, so maklik twyfel in die Here nie. Hoekom? Is iets van hierdie blydskap wat nie in ons lewens is. En hoor my hart mooi, ek wys nie vingers nie, ek wys vingers na myself toe, want baie keer vind ek myself in daardie plek, dat ek kort goed om my bly te maak, want ek bly nie gelukkig nie. Maar jou geluk word nie bepaal deur mense, omstandighede, of wat jy het, of wat jy nie het nie. Ware geluk, geluk sonder 'n vervaldatum, geluk wat vir ewig hou, geluk wat nie sal verbleik of vergaan nie, kom van God af, en hom alleen. As dit in jou lewe ingebou is, as jy dit deel maak van jou lewe, dan sal jy krag kry om enigiets te oorwin. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê. Kry goddelike geluk in jou lewe. Soek dit, jaag dit, en kyk hoe jou lewe verander. Kyk hoe jy gaan krag kry om die grootste challenges te oorwin. En kyk hoe kry jy ietsie wat Paulus gehad het. En kyk waar is Paulus, gaan lees net sy storie. Hy ou is deur hel en perifien. Alles, en hy kon dit alles doen, en hy kon staande bly die heeltyd, want hierdie geluk was in hom. Hoeveel mense van ons sou in 'n tronk gesit het en die Here se naam geloof het? Ek ken myself, ek sou gemou net. Ek sou daar op 'n hoekie gesit het, myself doodgehuil het 10-1, gewonder het waarheen gaan my lewe, mismoedig geraak het, te neergedruk geraak het,
stof geëet het, ek weet nie. Daar's so baie goed verkeerd gegaan het, maar ek dink die laaste ding wat ek sou doen is om die Here se naam groot te maak. Maar dit is die eerste ding wat Paulus doen. En kyk wat maak die Here wakker. Kyk wat kry die Here reg. Uit sy blydskap uit word daar 'n gemeente gebore. Wat die oorsaak is hoekom ons vandag kerk het. Kom ons bid saam. En ek voel regtig in my hart, hierdie blydskap ding is so 'n belangrike deel van ons Christendom lewe. Dit is so 'n prominente ding wat ons in ons lewens moet hê. Want as jy nie blydskap het in jou lewe nie, voel ek, kan jy dit nie 'n lewe noem nie. Want ons kort blydskap. Jy en ek kort blydskap om vorentoe te gaan. En as jy vanmôre dalk hier sit, en jy voel, Here, ek hoor wat hy sê van blydskap. Ek besef dat daar krag is in blydskap. Here, maar ek besef meer, dat ek nie hierdie blydskap in my lewe het. Dat ek nog nie die volheid van dit of besef nie, of verstaan nie, of eider deel gemaak het van my lewe nie. As jy so voel vanmôre, wil jy nie net vir 'n oomblik jou hand in die lug sit? Daar hou. En ek wil graag 'n gebed saam met jou doen. Dankie vir elke hand. Dankie, dankie, dankie. Here, vanmôre kom ons as 'n familie voor U. En Here, ons hunker na 'n lewe van ware geluk. Here, ons hunker na 'n lewe waar ons kan opstaan en sê, ek is bly dat daar nog 'n dag is. Ek is innerlik bly dat U vir my in hierdie lewe gegee het. Ek is innerlik bly, Here, dat ek deur hierdie omstandighede kan gaan. Here, ek is innerlik bly want ek weet, maak nie saak wat kom nie, ek sal dit kan oorwin. Here, nie omdat ek so goed is nie, maar omdat U so goed is, omdat U blydskap lewe in my hart. Here, ons hunker na so 'n lewe. En Here, vanmôre steek ons hande uit en Here, ons roep en ons vra, Here, kom word deel van ons lewens. Here, kom herstel ons ware geluk in ons lewens. Here, kom word die ware geluk in ons lewens. Here, ons is moeg om te soek na goed wat ons gelukkig maak. Here, ons is moeg om ons lewens te bou om goed wat ons gelukkig maak, net vir 'n oomblik, net vir 'n tyd. Here, ons is moeg om goed in ons lewens in te bring wat 'n vervaldatum het. Here, ons soek ware geluk, geluk wat nie verwelk nie, geluk wat nie ophou nie, geluk wat nooit sal minder raak nie. Here, ons hunker na dit. Mag U in ons lewens kom en ons geluk herstel. Here, mag U ons geluk word. Here, dit is ons gebed vanmôre en ek bid, Here, mag hierdie boodskap in ons harte vasslaan. Mag dit deel van 'n lewenstyl word, Here, waar ons lewe inrig om waarlik gelukkig te wees. Here, mag ons U deel van ons lewens maak, Here, dat ons ook soos Paulus kan wees en sê, maak nie saak wat kom nie, ek sal nog steeds die Here loof. Here, want daar's soveel krag in dit. En mag dit deel van ons lewens raak. Here, dankie. Ons vanmôre om U woord kon sit en na U luister. En Here, dankie vir elke boodskap wat U met ons gedeel het en selfs die profesie wat uitgegaan het. Die tale uitleg wat uitgegaan het, Here, het ook gegaan oor hierdie, Here, dat U sal vir ons blydskap gee. U sal ons dra, maak nie saak wat gebeur nie. Here, mag ons dit besef en mag ons dit deel maak van ons lewens. In Jesus se wonderlike naam. Amen.